spotting is the shoot for you. Shooting is a spot for you. Goeiedag dames en here en welkom by die eerste episode van ons nuwe Roar TV. Ek het twee baie spesiale gaste hier vandag by ons en ons gaan kyk watter een van hulle kan die hardste roar. Meneer Kobus, sê gou 'n bietjie vir ons roar. Sê, vir Carla. Roar! Hey, meneer Kobus, ek dink jy wen hom. Maar dames en here, Roar TV is vandag die eerste episode en ons gaan dit gebruik om jou stem te hoor en meer inligting vir julle te gee oor wat gaan aan by Laerskool Taalfees. We are really excited to hear your voices from the teachers, from the parents and also from the children. Dames en here, so sit terug, luister en geniet dit saam met ons. So, welkom meneer Kobus en dan juffrou Carla wat ook dan skuif skiet by Laerskool Taalfees begin het. So ek gaan vir julle 'n paar vragies vra. If it's in as dit in Afrikaans is, antwoord vir ons in Afrikaans. As ek vir in Engels vra, please bring out your best English. Meneer Kobus, eerste vraag aan jou gaan wees, deel bietjie met ons en met die ouers daar buite, wat skuifskiet so besonders maak en waarom dit 'n sportsoort is wat werk? So, wat dit besonders maak is, nommer 1, die mense wat kan deelneem is van onder 8 tot onder 13. Dit is oop vir enige ouderdom. Dis nie soos 'n kontaksport waar daar is net 'n ouderdom waaraan jy moet kan deelneem en laat iemand wat dalk 'n jaar teruggehou is, nie kan deelneem as van sy ouderdom, dit maak nie saak nie. Daar is onder 12 groep, onder 14, onder 16, onder 21. So, daar's vir al van die kleintjies tot die oudstes is daar 'n geleentheid om te skiet, en ook, dit maak nie saak van of die kind atleties is, en of hy gebou is, en of hy goed kan hardloop. Hier vereis baie konsentrasie van leerders af, dis 'n individuele sport ook op die einde van die dag, so niemand kan, niemand kan sê, hy het nie goed geskiet omdat iemand sy kant bring nie, jy bring jou kant en dan doen jy goed. Hoe meer jy gaan insit, hoe meer gaan jy beter doen. En hoekom dit ook besonder is dat dit is 'n sport wat min mense ek dink van weet, en is ook 'n sport wat baie meer konsentreer op, soos ek nou gesê het, die individueel self. Hy is baie meer gefokus op wat hy van homself af kan verbeter, en dit leer hom tot konsentrasie in die skool, waarvan juffrou Carla nou sal praat. Alright, ma'am Carla, the question will be yours. Nee, baie dankie meneer Kobus vir daardie inligting, ons waardeer dit. Do you think this type of sport has an influence in the learner's progress in the classroom? Definitely. It also helps to improve their focus on homework and their study work, and it improves their marks in certain subjects as mathematics, as well as essays and languages and so forth. Thank you very much, ma'am. Meneer Kobus, dit was nou die eerste jaar gewees wat ons skiet by die skool begin het, en gedurende julle uitdin rond is met die kinders, het daar 2 gaatjies bo in die blinds, as ek nou die Engels woord kan gebruik. Vertel ons bietjie meer, hoe daai 2 gaatjies daar gekom? So, ja, daai is 'n interessante vraag, meneer. Ek het regtig nie wat om te sê nie. Right, so dit was maar die eerste keer dat die kinders geskiet het. Hulle het nog nie 4 wapens hanteer nie, en so toe mik die kind maar op ongeluk 'n bietjie hoog. Hy wou vir die sterre mik. Is dit seker dit was die kinders, of was dit jy? Meneer, daai inligting hou ons vir spesiale aandag. Alright, dankie. Juffrou Carla, die volgende vraag. Hierdie naweek wat verby was julle nou in Witrifuur gewees. Dit was vir een van julle prysskiete. Ja. So vertel bietjie vir die ouers daar buite hoe dit met ons kinders gegaan. Dit het regtig baie goed gegaan. Ons het by die onder 12s 'n tweede, derde en vierde plek verwerf met ons skits. Jurgens was tweede gewees algeheel oor die naweek. Llewellyn het Vrydag 'n derde plek vereis en Saterdag 'n vierde plek. En dan het Jordan en Latabo Saterdag 'n derde plek gedeel. En Jordan het vierde gekom op Vrydag, wat baie goed is. En Graham het opgeskuif van 9de plek af na 5de plek toe, so ons is ongelooflik trots op hom daarvoor. Ons kinders doen regtig baie goed. Ek het nie verwag dat hulle nou al so goed moet doen nie. Ek meen dit is nou eers ons 4de prysskiet. Dit is die 5de maand wat ons
nie eers behoorlik oefen nie. Ons oefen nou eers 4 maande aan ons skiet. So dit is regtig baie goeie vordering vir 'n nuwe sport. Het julle dogters wat ook skiet? Ons het ook dogters wat skiet. Ons het vir Elmi Botha. Sy doen ook ongelooflik goed onder die onder 12. Sy het 7de gekom hierdie naweek. En dan Juvaldri van Antwerp skiet ook. Sy het 9de gekom hierdie naweek. Baie dankie. Mr. Kobus, what message do you have for the learners that is currently not part of your target shooting team? If you want something out of the ordinary, not to do a sport that is just physical, not to just do a sport that is a team-based, if you're more of an individual learner that wants to do a sport that is heavy on concentration and discipline, shooting is the sport for you. Thank you. Baie dankie. Alright julle, dankie vir julle tyd. So voordat ons nou gaan klaarmaak, we're going to start with a new game between the male teachers and the female teachers. So die reëls is heel eenvoudig. Ek gaan vir julle vrae vra en dan die eerste een wat 3 vrae reg beantwoord het, kry dan vandag 1 punt. So ek gaan begin by jou, Juffrou Carla. So die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, en jy het net 5 sekondes om my te beantwoord, so ek gaan letterlik so maak, dan moet jy klaar wees. En jy gaan nie weer 'n kans kry nie. Alright, so die eerste vraag is, noem vir my 5 Afrikaanse idiome en verduidelik 1. Ja, begon ek val Alright, sorry, tyd verby. Jammer Juffrou Carla. Skus hoor. Meneer Kobus het nou gesien wat sy fout gedoen het. Take your time and think. Alright. Is jy reg vir dit? Ek's reg. Okay. Wat is jou naam? Kobus. Yes, 1 punt vir die mans, geen punt vir die vrouens. Alright. Ma'am Carla, second question will be yours. Name the 7 provinces in alphabetical order. 7? Is ons net 7? Maar lang. Tyd's verby. Jammer Juffrou Carla. Mr. Kobus, alright. Jou geleentheid to get your second mark. What is the color of a banana? Yellow. Yes, het hom. Alright, Juffrou Carla, jy gaan nou moet regtig. Jy stel die vrouens nou te leer hierso. Asseblief, dink nou mooi. Vertaal vir my die volgende sin in Afrikaans. Okay. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Die vinnige breinvolks spring oor die lui hond. Nee, sorry, jammer. Meneer Kobus, is dit jou geleentheid. Indien jy hierdie vraag reg beantwoord, dan kry die mans vir vandag vir die eerste episode die eerste punt. Is die son warm of koud? Hy's warm. Dis sy, 3 punte vir die mans. Wel dan meneer Kobus. Ons loop voor vir vandag. Ons sal dan aangaan by die volgende episode. Maar meneer Kobus en vrou Carla, ek wil regtig vir julle dankie sê. Daar's een ding waarin ons glo by Taalfees en dit is dat regte mense op die regte plekke maak 'n verskil. En ek dink ons het vir julle regte plek gekry. So baie sterkte en ons sien dan ook uit om verder te sien hoe julle gaan presteer. Baie dankie. Baie dankie. Dankie meneer.